En ek hoop jy is reg vir vandag. Ons begin met ons reeks vir Desember, wonderbaar. En iets oor die koms van Jesus Christus. Want as jy dit regtig verstaan en jou oë oopgaan, dan verander dit jou realiteit. En my tema vir vandag is regtig die volgende: as Jesus opdaag, verander alles. Amen. Rarig, die van julle wat in jou lewe dit al ervaar het, of dit in 'n wonderwerk is en of dit in 'n oomblik was van 'n deurbraak, of dit in jou redding was, sal weet en sal kan getuig dat as Jesus opdaag, dan verander alles. En dit bly verander. Amen. Ek kyk nie na my regter en ek sien vir Johan daar langs sy vrou. Hy het so 2 weke terug 'n beroerte gehad. Hier sit hy vandag. Die Here is besig om aan hom te werk. Hy praat. En ek het al in die hospitaal gaan sit en daar gesit en baie vandag is 2 weke later. Hier sit jy, hy sing, hy praat. Is die Here nie goed nie? Is die Here nie goed nie? Ja, amen. En hierdie realiteit van as die Here opdaag, as Jesus opdaag, verander alles. Nou ek wil so tree teruggee. Ek het 2 wonderlike kinders. Die Here het my geseën met 2 wonderlike kinders. Halleluja. Amen. Dankie Tannie. Ja, dankie. Sit Milana wat so hard aan 'n klop. Ja, vir self. Ja, ek is wonderlik. Jy mag. Ja. Nou albei van my kinders se geboortes was baie interessant. Ek is 'n predikant en ons weet die grap van 'n predikant is ons werk net 1 keer 'n dag. Okay, dit 1 keer 'n week. Dit is so. Ek werk net 1 dag 'n week. Dis die grap van predikante en dan sê ek hoor jou grap en jou grap is waar, maar jy vertel nie die tweede deel van die grap nie. Ja, ek werk net 1 dag 'n week, maar die helfte van die tyd is my oor nog toe op. So dis die tweede deel van hom. So toe ons, dis wat nou modern hè, so toe ons swanger word. Ek is 'n moderne pa, weet jy moenie, ek het my vrou het gevoed en ek was doeke. Ek sê nou nog vir ons, ek kom doeke in die donker met my linkerhand om. Ek was 'n diep doek ninja. Ek was baie goed daarmee. Ek het nog sê baby whispering, as jou kind nie wil slaap nie, bring hulle vir my, ek sal hulle laat slaap. Ek was baie goed daarmee. Raak. Here het my 'n gawe gegee om kinders te help om te slaap. Dalk is dit met my prediking. Ek weet, speel 'n ou tyd dat hulle slaap. Maar my vrou, ons word toe swanger. En in hierdie swangerskapproses gebeur 2 goed. Een is 'n gebed wat ek vir die Here bid en ek sê Here, ag Here, hoor my pleidooi, hoor my roep. Ek werk nou net 1 dag 'n week. So as my vrou nou moet hospitaal toe gaan, enige van die ander 6 dae sal kryp wees. Nou net nie 'n Sondag nie, asseblief Here. Nou as jy nou moet vir jouself moet raai, net vir 'n oomblik, wat dink jy is die dag wat altyd my kinders opgebore is? 'n Sondag. Okay. So met my seun het ek het 'n mankar gehad. Nou mense besef daar's karre wat net bietjie meer jou manlikheid, dit is goed vir jou manlikheid en daar's al vroulike karre ook vir vrouens. Wat is dit? Dit lyk goed aan 'n vrou. So ek het 'n mankar gehad. So ek gaan die kar nou verduidelik. Hy het sulke groot wiele gehad. Jy het almal met 'n leerkeer om ingeklim. Hy het 'n 4.5 liter engine gehad. Dis die enigste kar wat sy petrolverbruik op die kant ook geadverteer het, 4.5, het daar gestaan. Dit was hoeveel kilometer op 'n liter jy gekry het. Dan is jy op 'n afdraande in neutraal. Verstaan dit? 4, dis wat jy kan doen. Hy het 'n 130 liter tank gehad. En as ek mooi ry, dan kry ek 450 km op die tank. As ek mooi ry. Dis 'n mankar. Alright, hy was bloedrooi. Hy het gebrul soos 'n leeu. Hy kon 'n karavaan ook sleep, ja, hy kon 2 karavane sleep. En as jy al 3 sy diflops vasgemaak het, het hy alles geklim behalwe 'n boom. Dit was 'n kar, en vir jou ego as man is dit 'n great kar. As jy langs mense sit, dan kyk jy so neer op hulle, kyk so af. Hallo julle gewone mense daar. En as iemand nie wil ry nie, ry hy sommer wykspene bo hulle. Verstaan, dit was die kar. Maar die een ding van die kar, dit was 'n ou kar, so die ou kar het soos 'n bokwa gery. Ek dink hy was net 1 graad distant 'n voortrekker waantjie. Verstaan, dit was verskriklik hard. So alles as jy gery het, alles het gevibreer en alles het geskit. En kidney belts, verstaan, jy moes vir jouself maak nie saak hoe pap jy om jy, alles ry so, jy's plat. So toe ons swanger raak, toe sê my vrou vir my asseblief, as ergens ooit iets met my gebeur, jy vat my net nie met hierdie kar hospitaal toe. Jy vat my met die ander kar hospitaal toe. Ek is so met die okay, dis reg. Ons doen dit. En 5 voor 6, net voor die aanddiens begin, toe bel sy my. Sy sê, liefie, my water het gebreek. Dis so. Nou is ek met my kar by die kerk, ek moet ook nog kar gaan ry, maar is reg, ek ry
En ek loop so, en ek nou baie komies, ek loop so toe met na my kollega toe met die mikrofoon, en gaan so dit. Sterkte, ek sien jou later. Ek is toe nou uit, gaan haal haar ry die karre, en ek onthou iets baie interessant gebeur toe met my. Tot en met daai stadium, as jy nog nie kinders het nie, die van wat nog nie kinders het nie, jy sal nou weet waarvan ek nou praat, is daar baie dinge wat vir jou baie belangrik is. Jy het baie drome en groot planne vir jou lewe, as jy nog nie kinders het. Nee? Jy gaan dit doen, jy gaan daar gaan, jy gaan dit ry, jy gaan so leef, jy gaan dit proe, en jy gaan dit kyk, en jy gaan dit alles doen. En ek onthou, toe ek met my vrou in die hospitaal inry, en daar gaan ons, toe verander alles vir ons. Alles in ons gesin het verander. Die dag toe ons seun sy verskyning maak, as mense dit kan noem, toe het alles vir ons verander. Al die planne wat ek en my vrou gehad het, was minder belangrik. Want hier is nou 'n kind. Nou die van julle, net die wat kinders het, verstaan dit. Alles verander. Niks is ooit weer dieselfde nie. En ek het nog die een dag wat in my lewe was, en dit sê ek nou vir al te my kinders hier, dat my kinders vir my 'n las was. As kinders wat, daar seker tyd wat mens dink, ek sê, polisiestasie te vat. Los al vir hier. Maar nie 'n las nie, want alles verander. Met my dogtertjie was dit baie oulik. Ek het gegaan vir 'n onderhoud, en ek was by 'n baie gesonde gemeente, as ek dit nou so kan sê, en my vrou het nie saam gegaan nie, want sy was 9 maande swanger, en ek kom hier aan by die huis, en sy word wakker, en sy sê, by hoe die onderhoud toe gaan, ek sê, ek het net vir die onderhoud toe gaan, omdat mense my gesmeek, ek gaan vir die onderhoud, en ek gaan onderhoud, en ek ry terug, 300 km terug, huis toe, eers maar die Here praat met my, en die Here praat met my, dat ek 'n gemeente van 2000 lidmate moet opgee, vir 'n gemeente met 26 lidmate, en ek ry terug, maar ek is emosioneel, ek sê, Here, dit kan mos nie wees nie, ek wil goed, dit is lekker, dit gaan goed, en ek sit op my vrou op die bed, sy word wakker, en dit is presies 12 uur, en sy sê vir my, wanneer jy met ons doen? Ek sê nie, jy kan maar begin pak, ons gaan trek. My vrou skrik so groot, al water breek net op. Net op breek al. Presies, ek kyk op die mens, 0, presies. En die volgende oggend is Milana gebore. En weer eens, daar kom 'n nuwe dimensie van verandering in ons lewe. En alles verander. Maar die aankoms van 'n kind verander die werklikheid van 'n gesin. Maar as jy verstaan die aankoms van Jesus Christus, het die traject van die ewigheid kom verander. Dis die realiteit van wat die werk wat Jesus Christus kom doen. En nie net kom verander in die traject van jou lewe, dit kom verander fisies, letterlik, geestelik, emosioneel, die traject van die ewigheid. Waar daar 'n slot geskryf is vir die mensdom, bring die verandering, die aankoms van Jesus, bring die verandering na die traject van die mensdom in sy ewigheid, verander. Onherroepelik kom verander. En jy, wat dit al beleef het in jou lewe, sal presies weet waarvan ek nou praat. Daai oomblik wat jy oë oop gaan en jy weet, maar hier is Jesus. Daai oomblik toe jy geweet het, maar nou het God my gered. Alles verander. En nie net verander dit nie, dit kan nooit meer dieselfde wees. Want 'n Christus homself kom openbaar. En ek wil bid, en ek weet, daar is baie van julle wat in jou unieke situasie vandag 'n opdaag van Jesus nodig het. Ek wil vir jou bid wat Elisa gebid het. Ek wil bid wat Jesus van Nikodemus gesê het, maar mag jou oë oop gaan, dat jy hom kan sien vir wie hy is. Amen. Mag jou oë oop gaan, dat jy hom kan sien vir dit wat hy kan doen. Want die volheid van die waarheid is, as Jesus by ons kom staan, dan verander alles. En ja, dit begin by jou redding, maar ek wil vir julle sê, ons verstaan redding nie heeltemal reg nie. Jy sien, die klassieke manier hoe ek en jy God se redding verstaan is, en dit is reg so, maar dit is nie die volheid van die prentjie nie. Is die mens is verwyder van God af as gevolg van sonde. Jesus Christus kom as die perfekte offer, God stort sy wraak oor Jesus uit, vergewe ons sonde, nou kan ek hemel toe gaan. Dis waar, maar dis nie alles waar, dis nie die volle waarheid. Want ons dink baie keer, dis nou net hierdie transaksie. Ek bid 'n sekere gebed, my sonde is vergewe, my verlede is uitgewas, nou kan ek hemel toe gaan. Ek skud Jesus se hand, baie dankie, dis afgehandel nou. Dis nie net waar dit gaan nie. Redding is soveel meer, as jy die hart van dit verstaan, reg deur die Nuwe Testament, dan is die eksklusiewe fokus van die koms van Jesus die volgende, om rekonsiliasie te bring met die Vader.
Dis hoekom hy gekom het. Sonder vergifnis is die effek daarvan, ja, dis die bonus wat jy dit kry. Maar dit gaan nie daaroor dat ek net wil vergewe sodat jy kan hemel toe gaan nie. Ek wil rekonsiliasie met jou hart met myne bring hier op aarde aan. Dat jy elke dag saam met God kan wandel. Onthou jy daai preek wat ek vir jou gewys het, die rigting van my lewe verander. Ek is nou op pad saam met God. Jy sien, dis die prentjie van wanneer Jesus in jou lewe so opdaag. Dan begin ek verstaan, my redding is nie net om hemel toe te gaan nie. My redding is om rekonsiliasie en restaurasie hier op aarde te beleef. Om iets van die hemel al hier te kan smaak. Weet jy kan, jy mag iets van die volheid van God hier op aarde al smaak. Dis hier die mooi prent van wanneer Jesus opgedaag. Maar ek wil die klassieke deel wat ons almal ken in Jesaja 9, as jy aan die Here dien, dit is langer as 'n jaar het hierdie stuk al gehoor. Word altyd oor Kersfees gelees en ek wil dit nie net lees uit vorm uit, maar wil dit vir ons lees. Uit hierdie opdaag van hierdie kind wat kom. Jesaja 9 vers 5 en 6. Die profesie van Jesaja, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En kyk die effek. En die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem. Hoor wat word hy genoem? Wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevols. Tot die vermeerdering van die heerskappy en tot die vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid. Van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Prys die Here. Jy sien hierdie profesie kom pak iets uit van wie Jesus is, wie hy gaan wees en wat gaan gebeur. Hierdie seun wat gebore word, hy sê hy word genoem en dan noem hy die eerste ding en dit is waaroor ek vandag vir 'n tyd wil stil staan. Wonderbaar. Kom ek vra gou so met die opsteek van jou hand. Wie van julle het al in jou lewe die spreekwoordelikste grondpad gery? Waar van julle? Ek het al grondpad gery in my lewe. Kyk, is daar van julle daai grondpad is ge-upgrade na 'n sitplaatpad toe? Toe skit alles uitmekaar. Hoe van julle wat dit al beleef het? Okay, vraag 3. Was daar iemand, jy was grondpad, toe sit sitplaatpad, toe die pad sommer op? Here, nou weet ek nie wat nou. Wel daar. Okay, dis van ons hierso. Die res van julle, ek sê doen profeet nie, daar's pas ek 'n seisoen in die lewe, hou vas. Maar jy sien die realiteit is, die oomblik wanneer ons hierdie goed beleef in ons lewe, is daar iets van die wonderbaar van Jesus wat homself baie keer in my lewe openbaar. As jy vir my moet vra oor my getuienisse van dinge wat ek in my lewe beleef het, waar het ek die wonderlike openbaring van sy wonderwerkende krag in my lewe beleef? Was in die grondpadtye van my lewe. Dit gaan oor. Wat jy weet, die diep in jou, dis net die Here wat my hier kan kom haal. En weet jy wat doen hy? Dan staan hy hier is. Lees ek. Want jy sien, Jesaja kom profeteer in die realiteit van die mens, die gevalle en die verlore natuur van ons bestaan. Sê hy gaan genoem word wonderbaar. Wonderbaar. En die effek wat dit gaan hê, kyk wat sê hy, tot die vermeerdering van heerskappy en vrede sonder einde. Wow. Besef jy kan in die middel van chaos vrede hê? Besef jy kan in die middel van onsekerheid vrede hê? Besef jy kan in die middel van nie weet nie vrede hê? Besef jy kan in die middel van siekte vrede hê? In die middel van eindelose pyn en teleurstelling kan jy vrede hê? Want die woord vrede, soos wat ek en jy dit verstaan, word baie dieper ingekleur in die Bybel met die woord shalom. En dit het ons al hier gepraat van die vriende wat dit gemis het. Dit beteken die perfekte plek van rus in God se teenwoordigheid. Die perfekte prentjie waar ons shalom sien, is waar Jesus, en ons gaan nou vinnig oor praat, waar Jesus 'n storm stil maak. Die disippels dink hulle gaan vergaan, hy lê in slaap. Selfe storm, selfe boot, selfe alles. Hoekom? Jesus het geweet wie sy Vader is. En hy sê, hierdie tipe vrede is vrede sonder einde. Dat jy kan op aarde, wanneer my hart in rekonsiliasie met God staan, dan het ek vrede met God. Weet jy wat? Dan is eintlik alles oké. Maak nie saak wat dan om en in my gebeur nie, wat in die land gebeur nie, wat in die wêreld, dis oké. Ek het vrede sonder einde. Hy is nou my deel. Sy koninkryk word bevestig, word net bevestig en dit word versterk ook. Die reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid.
En dan sê hy wat, die Here sal dit doen. Die Here sal dit doen. Eksodus 15 vers 11, hier is baie verder terug. O Here, wie is soos U onder die gode? Verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. Kom gou weer, ons het laas week daaraan geraak. Is daar van julle wat kan getuig dat die Here al vir jou 'n wonder gedoen het? Is daar van julle hier? Ja, elkeen van ons. En ek wil jou herinner, in die tye waar dit swaar gaan, moeilik gaan, taaf is, onthou daai goed. Onthou dat God gister getrou was. Onthou dat hy vandag ook getrou is en dat hy môre steeds God gaan wees. En baie keer, ons almal weet hoe werk die 60 standaard Suid-Afrikaanse braai, né? Jy begin, hallo, hoe gaan dit met julle? Ons praat 'n bietjie nonsens, dan praat ons oor die sport, dan praat ons oor die reën, was dit te veel of was dit te min, en dan praat ons oor politiek, en dan word almal immigreep. Dis vinnig, sê hy gaan vinnig, ag nee. Jy weet jy wat is die realiteit? Ek weet nie wat die realiteit, die realiteit of die historie van Suid-Afrika gaan uitspeel of selfs die wêreld nie. Maar gelowige is nie daar bekommerd. Amen. Want 'n gelowige se hoop en se vrede word in ewigheid vasgemaak. Amen. Dit word nie in tydelike dinge vasgemaak. Ek is nie geplaas om net iets sê of nie iets sê nie. En ons as gelowiges met ons harte konstant daarop instel. My hoop is vasgemaak in wie hy is. Dis nie wat hy is die een wat wonders kan doen. Hy is die een wat in die middel van die woestyn manna gee, water uit 'n klip, kraaie wat vleis aandra vir 'n profeet as dit nodig is. Hy kan wonders doen. Want hy gaan genoem word wonderbaar. En jy moet verstaan, daar is 'n verskil tussen iets wat jy doen en iets wat jy is. Daar word nie van Jesus beskryf, hy gaan wonderlik wees nie. Hy is die persoon wonderbaar. Dis wie hy is. Jy sien waar Jesus in jou situasie instap, dan verander alles. Wat dit ook al mag wees. En in Eksodus 15 word daar geskryf, o Here, wie is soos U onder die gode van God? Wie is soos U? Verheerlik en heilig, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. Psalm 77 vers 15 omskryf en hy sê die volgende: U is die God wat wonders doen. U het die sterkte onder die volk bekend gemaak. Jesaja 25 vers 1 sê die volgende: Here, U is my God. U sal ek verhoog. U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen. Raadsbesluite uit vaartuie, waarheid en trou. Hy sê soos vir die ewigheid loop, as ek terugkyk, as ek vorentoe kyk, as ek alles beleef, dan is by my belydenis, my aanbidding is net, U is die een wat wonders doen. U is die een wat wonders doen. Gister is ek by 'n trou en is altyd my voorreg om troues te doen en gister kon ek my kolf lig. Die van julle wat hou van cricket, gister was my 150ste troue wat ek gedoen het. Woe! Maar nou staan ek hierdie paartjie, dit is my so mooi en wiskundig van vir harte om mekaar te vind in hierdie mal wêreld en iemand wat regtig God se liefde mekaar kan beleef en saam die pad van stap, is mooi. En nou is die troue en soos alle troues is, dis nou foto's en sit en wag en speech en alles en ons is al heel dag daar nou sê ek my vrou so, ons is on en ons eet lekker en ons is moeg en dit is 'n vol naweek en dit was besig en dit was lekker en ons ry huis toe gisterand en toe ons so uitloop maar die uit draai op die pad, toe sit die ma net so uitgekom so mooi vol, maar ek weet nie gesien het. My vrou gryp na en sê, "Ag, is dit nie mooi nie? Kry sommer stadiger reis want ons wil die maan kyk." En in elke oomblik is jou oë op, Here, ek wil U aanbid want U het wonders gedoen. Amen. Selfs al is dit 'n klein ding, ons ry net huis en sê, "Wow, dis 'n mooi ding." Jy sien wanneer hy opdaag en jou oë is op om te sien, dan verander alles. Alles verander. En die grootste verandering is wanneer jou oë oopgemaak word. En dit wat Jesus in Johannes 3 vir Nikodemus kan sê, as jy hierdie hemelse geboorte beleef, dan gaan jy oop en die koninkryk sien. Dan verander alles hoe jy leef. Dan is jou fokus nie net oor ek wil my lewe bestuur sodat ek in hemel toe gaan nie. Ek is in die koninkryk ingebore hier op aarde. Ek het 'n lewe om te leef en iets te wees en te ervaar. Te doen saam met die koning hier. Wat 'n ongelooflike avontuur. Daar waar die Here my kom plant, daar waar die Here my plaas, en al die plekke waar jy is en ek kom sê, moet jy se koninkryksagent, want my oë het oop gegaan.
Ek het die wonderbaar gesien. Ek het hom gesien. En wanneer ons dan terugkyk, dan moet ons eintlik maar bely in alles van ons lewe. Dis eintlik maar altyd net hy gewees. Amen. Dis eintlik maar net altyd hy. Dankie Jesus. Elke wonderlike mooi ding wat in jou lewe wil ek hê, dit is die openbaring van God in jou lewe. Dankie Jesus. Hierdie seun wat gegee word, hierdie kind wat gebore word, hy word genoem wonderbaar. Ek sal hierdie sê, en ek sê dit met groot oortuiging. Seker 50% van my volwasse bediening was bloed, sweet, ja. Seker 50%. En ek weet as ek vir elkeen en ons begin hier, ons gaan so ons gee vir almal 'n spreekbeurt oor jou bloed, sweet, era en jou swaarte en jou grondparty, wil ek vir sê ons gaan almal in dik trane in die huis toe. Maar kan ek hierdie onomwonde sê, maak nie saak wat die seisoen vir my lewe was, waar ek myself bevind het nie. Ek het nog nie een keer vir myself gesê, dis sleg om die Here te dien. Amen. Nog nie een keer. Want dit wie God in my lewe is, en die openbaring van sy seun is ver meer, as wat ek ooit hier op aarde kan beleef of deurgaan of ervaar. Amen. Goed, lelik, maklik, moeilik, dit maak nie saak. Daar was nog nie een keer 'n oomblik by sê, hoorie, dit was 'n fout vir my om die openbaring van God se genade te ervaar, te ontvang en sy kind te wees. Nog nie een keer. Daai was ook net vir my wonderlik en wonderbaar. Dit was my wonderlik en wonderbaar toe ek kon gaan uit eet. En was my wonderlik en wonderbaar toe dit 2-minute noodles was vir almal. Net so. Here, U is wonderbaar. Hy sal genoem word wonderbaar in elke seisoen van my lewe. As jy kyk die skrywer en sê maar ek moet U dien, ek moet U eer, ek moet U aanbid want U is wonderbaar en U het wonders gedoen. 'n Paar stukke wat ek nou in hierdie prentjie van Jesus se opdaag. Ek wil net 'n paar stukke net gou vir jou uitpak oor wonderwerke van Jesus in die tyd van Jesus. Net 'n paar. Matteus 21 voor Jesus se kruisiging is hy by die tempel. Die middelpunt van religieuse tradisie staan Jesus. En hy kyk hierdie storie so van wat die tempel geword het, wat die tempel eintlik moes wees. Die tempel moes eintlik hierdie plek gewees het waar die volheid van God beleef is deur die volk. Sy genade, sy vergifnis, sy voorsiening. Nou het 'n rowerspieël omgeword. Jesus gaan plant homself in Matteus 21 in die middel by die tempel. Jy kan dit gaan lees. En die Bybel sê iets baie interessant. En die mense het blindes en krepeles na hom toe gebring. En nou het Jesus die vermetelheid. Hy maak hulle nog gesond. Weet jy wat doen hy dit? In die tempel. Ja. Nou, twee goed gebeur. Een ding gebeur so, die kinders kan hom sien vir wie hy is. Die kinders begin sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hy is die seun van Dawid. Hosanna, Hosanna, kyk wat gebeur. Hierdie mense se wêreld verander. Maar die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat? Hoe durf hy so iets doen in die tempel? Dan glo vir jouself. Iets wonderbaar gebeur met iemand. Hulle wêreld verander. Een groepering raak kwaad. Maar kinders kan hom sien vir wie hy is. Kinders kan hom sien vir wie hy is. Hy is wonderbaar. Hy is wonderbaar. Lukas 7. Jesus op pad. En op pad na sy afspraak toe kom haar weduwee. Op pad om haar seun te gaan begrawe. Hy's dood. Jesus stop. Hy maak my seun wakker. Hy wek hom op uit die dood toe. Alles vir daai weduwee verander. Alles. Jesus bel hom stil staan. Alles verander. As jy die storie verstaan van Joodse kultuur, sal jy weet, die realiteit is as jy 'n weduwee was in Joodse kultuur, was dit die slot vir jou lewe. Jou man nie 'n broer gehad het of iemand gehad wat nie getroud was wat jou kon vat nie, was jy in baie groot moeite. Nou is een wat haar help kon voorsien of kon dra, haar seun is dood. En hierdie begrafnis is eintlik maar haar einde en Jesus stop by haar en alles verander in 'n oomblik. En ek dink sy het huis toe gegaan en daar so 'n ou koortjie. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar?
Ken, die van julle wat hom ken, jy gaan na jou ouderdom weggee as jy daai liedjie ken. Jy's oud Pinkster as jy daai liedjie ken. Prys die Here, ons dankbaar vir julle oud Pinkster mense op. En dan ek dink daai vrou en haar seun het amper met iets soos daai liedjie huis toe gegaan daai aand. Is hy nie wonderbaar? Jesus by my kom stil staan en dit my wêreld van. Hy gaan genoem word wonderbaar. Markus 4 wat ek nou na verwys het, in Markus 4 sien ons Jesus wat die storm stil maak. En die Bybel sê vir ons die disippels was in verwondering. Jy sien tot op daai stadium het hulle net gesien, okay, maar hy doen fisies met mense goed. Nou maak hy 'n storm stil. Ek het dit een keer probeer, dit het nie gewerk nie. Ek gedink het my huisie in Jeffreys Baai gaan omwaai. Die wind word stil, voel ek die waai nog erger. Ek gaan dit nie weer probeer. Maar Jesus lê in slaap. En hy sê vir die storm word stil. En hulle is in verwondering. Sê maar, hoe is dit dat selfs die elemente aan hom geonderwerp is? Amen. Weet jy hoekom bid ons in Suid-Afrika vir reën? Want die gelowiges glo, God kan reën stuur. Amen. Glo jy dit? Amen. Dis hoekom ons bid vir reën. Want dis iets wat ons glo dat selfs die elemente die Jesus vasgehou. Sê Here, ons bid dat hierdie droogte sal breek. Here, U sal reën gee. Selfs in 'n tyd wat dit nie noodwendig reëntyd is nie. Here, mag U oor hierdie tyd, as daar reën nodig is, mag U reën gee. In Kouga. Hier by ons. Amen. Amen. Want hy kan, is hy nie wonderbaar? Johannes 2, vir julle Wes-Kaapenaars, verander Jesus water in wyn. In dispatchers wat nou van bokswyn. Iemand by die bokswyn drink, so wat hulle moet elke keer is daar nog, so dis hulle verkoop het. Maar sien gou hierdie prentjie, dis Jesus se eerste wonderwerk. En dis nog ons insiggewend hoekom dit sy eerste wonderwerk was. Jesus is by 'n troue, hy's net 'n gas daar. Die wyn raak op, hulle kuier lekker. Dit was nie soos gister se troue waar die troue 3 uur begin en is 12 uur klaar nie. Nee, jy het vandag getrou. Jy het getrou. Jy was seker jy is getroud as jy getroud het. Dit was 'n troue. Jy moes goed beplan het. Hoeveel mense kom? Hoe lank gaan Tannie Sunny bly? Chris en Penny wat ver kom met hulle Volkswagen. Hoe lank gaan hulle by ons bly? Jy moes mooi gepys het. En nou die ou wat beplan en dit swak beplan, die wyn is op. Jesus se ma sê, die wyn is klaar. Hy sê dit vir haar, is nie my tyd, dis my plek. Ek sit 'n gas. Baie mooi. Hy verskriklike mooi woord wat vir my 'n kompas in my lewe was persoonlik. Johannes 2 vers 5. Dis 'n goddelike openbaring en 'n goddelike waarheid. Wat ook al hy vir jou sê om te doen. So dis 'n goddelike gehoorsaamheidspad vir 'n gelowige oor die algemeen. Dis ook die laaste woorde wat ons het van Maria. Wat ook al hy vir julle sê om te doen. Moenie daar stry nie, moenie nie oorvriend nie, doen dit net. Wees gehoorsaam en doen dit. En Jesus verander water in wyn. Soveel so dat die mense kom sê en hulle kla op 'n goeie manier. Hulle kla nie op 'n slegte manier sê, maar jy gewoonlik nou moet jy nou verstaan wat sê hulle eintlik nou, nê? Dis nou daai ouens van Brakpan, daai Brakpan mense wat by die troue was. Hulle kom bely eintlik nou maar hulle sonde. Hulle sê, weet jy wat doen jy nou, nê? By 'n troue werk dit eintlik so. Jy gee die lekker wyn aan die begin. Die soet wyn, die lekker wyn. En dan sê staan in die Bybel, so dis nie. En dan is almal goed gedrink. Dan gee jy vir hulle die minder goeie wyn, want hulle gaan nie agterkom nie. Want hulle is nou besig om te sakkie, verstaan, hulle weet glad nie meer wat proe soos wat nie, hulle nou. En dan kom hy en sê hy, maar jy het die beste wyn gelos vir laaste. Ons word nou so getree, ons het hierdie is die goeie wyn, maar hier, nou kry ons baie goeie. Want toe Jesus in daai agterkamertjie instap en vir daai diensknegte sê, vat hierdie reinigers, hierdie kruike en maak hulle vol met water en vat hom om te proe. Toe hy Jesus daar instap, toe verander alles. So. En hy kom red te trou. Had nog 'n huwelik, want dis baie embarrassing as die kos op. Ek was al by so 'n trou waar die kos op geraak het. Dis verskriklik embarrassing. En Jesus kom en hy verander alles vir hom. En hy verander water in wyn.
Johannes 6, is die mense vir lang tyd saam met hom, en hy kry hulle jammer, hy het hulle lief. En hy sit om hom, en hy sê, hoor jy, maar ons moet vir iets gee om te eet. Wat het julle? Ons het 5 broodjies en 2 visies. Sit hulle in groepe, Jesus dank, hy gee vir die disciples brood, en hulle deel het uit, en 5000 manne eet. Sonder die vrouens en die kinders. En hulle tel nog 12 mandjies op, daarna. Een vir elke discipel. Ek dink toe hulle afloop boot, en nou kyk hulle hierdie stories, maar die wiskunde in my kop maak nie sin nie. Maar iets in hulle harte moet skuif. Dit moet skuif dat dit wat Jesaja geprofeteer het, hy is werklik die wonderbare een. Kyk wat doen hy? Hy vermeerder brood, sodat almal kan eet en almal het genoeg geëet en daar's nog oor. Elke mandjie, 12 mandjies vir elke disipel. En dan waarmee ek aan die begin het, die wonderlikste ding waar ek en jy begin, is by ons redding. Dis die wonderlikste plek waar ek en jy kan begin. Dis wanneer ons oë oopgaan en ons sien hom vir wie hy is. En ek sê dit regtig met groot oortuiging, dit is nie net hierdie transaksie van sonde wat mee gedeel is en die wraak van God wat uitgestort is sodat ons kan hemel toe gaan nie. Die werk van Christus is soveel meer as dit. Dis om rekonsiliasie met God te bring. Sodat jy kan weet, God is nie kronies kwaad vir jou nie, dis klaar en afgehandel. Hy wil jou by hom hê. En die stuk wat ek gaan gebruik om dit vir jou uit te pak, en ek hoop vandag kry jy so 'n klein stukkie openbaring, en hiermee maak ek klaar. Ek hoop vandag kry jy so 'n klein stukkie openbaring van hoe wonderbaar hy is. Lukas 15, kry ons die storie van die verlore seun. En ek wil jou dalk so 'n bietjie skud in jou teologie vandag. Tradisioneel dink ons die volgende. As ek my sonde bely, dan aanvaar Jesus my. As ek my sonde bely, dan aanvaar God my. Dis wat ons dink. En ek gaan vir jou sê, dis nie wat die Bybel ons leer. Dan kan ek my vra, ek gaan nou vir jou sê. Lukas 15 sê die volgende. Hierdie man het sy erfporsie gevat, hy het alles vermors, hy sit nou tussen die varke. Kan die storie net opsom vir die vriend, die ken nie, 'n jong seun wou sy erfporsie gehad het, hy wou nie gewag het op sy pa sterf nie, hy vat sy erfporsie, hy gaan na 'n ander land toe en hy mors alles soveel so, dat hy 'n arm werker is wat varke moet kos gee. So hy's buite die Joodse milieu, want hulle het nie varke gehad nie, hy's op 'n baie slegte plek, onrein, sleg. Die hele prentjie, niks lyk goed vir die man, hier sit hy. En hy kyk hierdie varke, so hy sê, hierdie varke eet beter as ek. Dis sy wêreld. Kyk, ek krepeer, ek het alles vermors. Ek het my pa se hart gebreek, ek het my erfporsie, alles wat hy my gegee het, ek weggegooi. Hier's my realiteit. En kyk wat sê hy. Maar toe hy tot homself gekom het, kyk wat gebeur. Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader toe gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. So wat sê hierdie seun? Ek wil nou vinnig, want ons dink tradisioneel, as ek my sonde bely, dan aanvaar hy my. En dan word ek aanvaar ek se seun in sy huis. Dis so jy sien hierdie prentjie afspeel hier. So ek gaan dit toegee, ek gee toe aan jou. Jy het 'n baie goeie argument. Ja, dit is wat hier gebeur. Maar wat hierdie seun sê is, hy sê dis wat ek gaan doen. Nee, kan jy dit sien nou? Hy sê ek gaan na my pa toe gaan, dan gaan ek die volgende sê. Ek het gesondig. Teen U en teen die hemel maak my net 'n diensknegt. Het hy dit al gedoen? Nee. Hy sê net ek gaan dit doen. As ek by my vader kom, gaan ek sê ek is skuldig, ek het geen voet om op te staan nie. Ek het gesondig. Kyk wat gebeur. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was. Waar was hy? Ver. Was hy naby? Nee, hy was ver. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. Ek leer dit met in jou hart insit. Toe hy nog ver was, toe het sy vader hom gesien. En nie net sien hom nie, en innig jammer vir hom gevoel. En nie net het hy innig jammer vir hom gevoel nie,
en gehardloop. Wie het gehardloop? Die pa. En toe hy hom sien, toe hy nog ver was, het hy hom gesien, hom innig jammer gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Is hy nie wonderbaar? Kom ek vra jou gou vandag, het hierdie seun enigiets al bely? Nee. Het hy al gesê, pa, ek is jammer, dit kom nog. Wie het gehardloop? Die Vader. Wie het hom gesien? Die Vader. Wie het hom omhels? Die Vader. Wie het hom gesoen? Die Vader. Dis die prentjie van my redding. Die prentjie van my redding in die werk van Jesus Christus, die afgehandel van die werk van die kruis, sê die volgende: jou aanvaarding in God is afgehandel. Jou belydenis kom daarna. Omdat ek die prentjie sien van wat hy gedoen het, sê ek, maar Here, ek is eintlik onwerdig. Sê ek weet dit, maar kom. Ek hoef nie eers te bely, dan aanvaar hy my nie. Nee, die Vader het gehardloop. Die Vader het omhels. Die Vader het sy seun gestuur. Hy het nie gewag vir die mense om te roep nie. Dis wat Jesaja sê, daar gaan 'n seun gegee word. En hy gaan wonderbaar wees. Hy gaan ewige vrede bring. Ek gaan dit nie soek nie, hy gaan dit bring. Is hy nie wonderbaar? Toe hy oorweldig word deur die hart van sy Vader. En ek wil julle die prentjie sien van wat Jesus vir elkeen van ons kom doen het. Toe hy hom sien en hom jammer kyk na hy en ek sien jou. Ek hardloop na jou toe. Ek omhels vir jou. Ek soen jou, ek trek jou nader. Hy sê, dis wat hy gedoen het. Toe dit gebeur, toe word hy oorweldig deur die hart van 'n Vader. Toe word ek en jy oorweldig deur die afgehandelde werk van Jesus Christus. Toe dit met my gebeur. En kyk wat gebeur. Toe al hierdie goed gebeur. Die Vader wat die stap neem, die Vader wat uit, die Vader wat sien, die Vader wat hardloop. Kyk wat gebeur. Ja, toe gebeur daar belydenis. Ja. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel. Hy het mos gesê hy gaan dit doen. En voor hier, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Al hy goed is waar. Is waar. Maar die Vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek dit vir hom aan. Gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit. En laat ons eet en vrolik wees. Prys die Here. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Die mense was baie bly. Sien jy die realiteit van wat ek vandag vir jou probeer sê, as Jesus opdaag, verander alles. Hy gee altyd die eerste stap. Hy het gesê, ek gaan my seun stuur, daar gaan 'n kind gebore word, en hy gaan genoem word wonderbaar. Die werk wat hy in jou lewe doen, is wonderbaar. Die werk wat hy in jou lewe gedoen het, is wonderbaar. Dit wat hy nog vir jou gaan doen, is wonderbaar. Ten spyte van wat jy dalk hier in seisoene op aarde kan beleef, hou jou oë oop dat jy kan sien dit vir wat dit is. Hierdie seun kom huis toe. Sy vader sien hom. Hy hom al gesien het. Sy vader hardloop na hom. Sy vader omhels. Is hy nie wonderbaar? Hierdie seun wat vir my en jou gegee word, hierdie afgehandelde werk wat werklik ons deel is. Eerstens by redding en dan hierdie rekonsiliasie wat gebeur met die hart van die Vader. Dis die prentjie. Hy is nie wat wonders doen. In hierdie tyd van Kerstyd wat ons ingaan, herinner ons osself aan dit. Daar was 'n seun wat gekom het. Daar was 'n seun wat gegee is. Hierdie wêreld en verander het. En weet jy wat die wêreld in die traject van die ewigheid kom verander het nie? Dit het my wêreld ook verander. Dit het Willie se wêreld verander. Dit het Fanie se lewe verander. Dit het lewens verander. Want hy is wonderbaar. Dis nie net wat hy doen nie. Dis wie hy is. En ons gaan nou oorgaan met hierdie moment van hoe wonderbaar hy is. Gaan ons oorgaan na nagmaal toe. Ek wil vra dat die span voor my net kon staan, reg staan met hulle dinge, maar nog nie uitdeel. Terwyl hy uitkom, wil ek ook net die volgende sê, as jy 'n kuiergasie by ons is, en jy dien die Here, gebruik asseblief saam met ons nagmaal. As jy nog nie 'n lidmaat of 'n lidmaat van ons gemeente is nie, gebruik asseblief saam met ons nagmaal.
Jy hoef nie 'n lidmaat van hierdie gemeente te wees nie, jy moet 'n gelowige wees. Tafel van die Here. Staan net so reg voor julle uitdeel. Ek wil gou 'n tweede ding wat in my hart vir my baie beteken en wat ek gou vir jou oopmaak. Ek het nou spesifiek na 2 wonderwerke verwys. Die een is die vermeerdering van die brood en die een is die vermeerdering van die wyn. Jesus sit by die laaste avondmaal. Julle kan net stil staan. Jesus sit by die laaste avondmaal, eet hy saam met sy disippels. Hulle hou 'n maal. Jesus weet sy einde is op pad. Die disippels het in die prentjie heeltemal so mooi verstaan tot op daai stadium nie. Jesus weet sy einde is op pad. En in hierdie wêreld van hierdie disippels sou ek dink dat hulle die wonderwerke van Jesus onthou. Wat hulle gesien het. Ek dink hulle het wat klomp van hulle het boeke daaroor geskryf. Maar Jesus kom en die Bybel sê vir ons, hy het die brood geneem, dit gebreek. Gesê, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek word. Hy het ook na die ete die wyn gevat en gesê, hier is die nuwe verbond in my bloed, vir jou uitgestort. Nou ek wonder, Renier wonder, toe Jesus daai brood optel, en die brood breek, of al daai disippels teruggeruk is, die oomblik toe Jesus langs die see gestaan het, en die brood vermeerder het. En hulle die kolletjies met mekaar verbind het, en tot die konklusie gekom het in hulle eie harte, dit was altyd hy. Dit was altyd hy. Hy het die brood daar vermeerder, ons het gedink is net brood. Maar dit was altyd hy. En dieselfde met die wyn, toe hy die wyn vat en sê, hier is die nuwe verbond. Die nuwe verbond in my bloed. En het hulle in 'n oomblik teruggevat na Kana toe, daar waar die bruilof gebeur, toe die wyn vermeerder is. Ek dink in hulle harte het hulle weer die kolletjies met mekaar gesit en sê, dit was altyd hy. Dit was altyd hy. En ek dink hulle wêreld het op een slag by mekaar gekom, toe hulle die wonder van Jesus kan sien, dat elke moment in die lewe, dit was altyd eintlik net hy. Brood wat vermeerder is en die wyn, en hier kom sit Jesus, en hy sê, dis my liggaam. Dis my liggaam. Dit wat jou voed, daar langs die see, of selfs hier vanaand in hierdie gebou, of hier vanoggend hier by ons, dis ek. Die een wat die verbond kom herstel, en 'n nuwe een kom skryf in my eie bloed. Die wyn wat ek kom gee, dink oor, dis eintlik net ek. Maar met die vermeerdering van die brood, en die vermeerdering van die wyn, wil ek die volgende sê. Die profetiese beeld van hierdie 2 aksies, en dat dit gebruik is by die laaste avondmaal, sê vir my die volgende, daar sal altyd genoeg wees. Jy het hierdie mooi verstaan. Daar sal altyd genoeg wees. Want jy sien toe hulle klaar geëet het, is al 12 mandjies oor. En nie net dat Jesus 1 keer brood vermeerder, hy het dit 2 keer weer gedoen, toe is daar 7 mandjies oor. Ek wil vir jou sê, wat die behoefte is van waar jy is, in jou geestelike lewe, in jou realiteit, daar sal altyd genoeg wees, want hy sal genoem word, wonderbaar. En die verbond wat Jesus kom sluit het, met sy Vader namens ons, as die voorganger, met sy eie bloed, daar sal altyd genoeg wees. Altyd. Vergifnis van sonde en nuwe lewe, daar sal genoeg wees. Om in gebrokenheid deel gemaak te word en om gedra te word, daar sal altyd genoeg wees. En so is die disippels daai dag, die laaste avondmaal, ek glo hulle oë oopgegaan het, hulle gesien het, dit was altyd hy. Dit is altyd hy. En dit sal altyd hy wees.
Glo ek dat jou oë ook vandag net oop gaan. By sy tafel is daar altyd genoeg. Aan sy tafel is daar altyd genoeg. Of dit in gebrokenheid is, of rekonsiliasie en die herstel van verhouding met God, daar is altyd genoeg. Dis wat dit vir ons beteken. Want hy gaan genoem word wonderbaar. Hy is nie net wonderlik nie, hy is wonderbaar. Ek gaan julle nooi om nou saam met ons uit te deel. En ek gaan jou vra as jy nagmaal gekry het, wil dit nie dadelik gebruik nie, ons wil dit graag saam gebruik as 'n gemeente.